Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Arnold. Daar's baie mense, kinders van die Here, wat baie keer wonder, Here, hoekom gaan ons deur soveel beproewinge in die lewe? En dan wanneer dinge nie volgens ons wil gaan nie, is dit partykeer moeilik om te dink, Here, is daar ooit hoop vir ons? Maar wanneer ons terugkyk in ons lewe, dan sien ons hoe die hand van die Here in ons lewe was. Ek het 'n skrif vanoggend, Jakobus 1:17 sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Dit is wat in Arnold se lewe gebeur het. Hy ken die Here van kindstyd af en kindsbeen af. Ja. En hy het 'n tyd in sy lewe gehad wat hy gesê het, Here, wat gaan in my lewe aan? What is God doing in my life? Nou kom ons luister wat Arnold vir ons vandag getuig, hoe die Here in sy lewe, wanneer dit donker was en hy nie hoop gesien het nie, het die Here ingekeer. Arnold, baie welkom. Baie dankie, waardeer. Jy het groot geword met die Here in jou kinderhuis, in jou huis. Yes. Toe jy die Here al jou hele lewe lank geken, Ja. en op 'n stadium, toe jy nou klaar is met skool en jy gaan oor see, was daar baie groepsdruk in jou lewe gewees, wat jou verkeerde besluite gemaak het, en so het jy weggedryf van die Here af. Vertel vir ons daai tyd in jou lewe, wat jy gevoel het, jy gaan deur beproewinge, en jy weet as gevolg van groepsdruk. Ja, ek dink, om te begin, soos wat jy sê, ek was nou in 'n Christelike huis grootgemaak, my pa is 'n pastoor en alles, en my ma ken die Bybel beter as die konkordansie, jy weet so, as jy vra vir skrif, dan gooi sy hom vir jou, en so goed dat my pa sê, gaan vra jou ma, you know. So, dis in die huis dat ek groot geword het, baie dinge gesien, baie experience, Pinkstergoeders experience, die beweging van die Heilige Gees en alles, maar ek was 'n kind, you know, en van kleins af het my pa vir my gebid en oor my geprofeteer en gesê, jy sal die kop wees en nie sterk nie, jy sal boontoe gaan en nie onder toe nie, you know, en dis die huis wat ek in groot geword het, wat awesome is, want baie van die mense wat ek ken, word nie so groot nie, weet so, dis, almal dink, wow, dis awesome, jy is in hierdie Christelike huis groot geword, jy moet die Here dien. En, which is nice, en die Bybel sê, weet, teach your children in the way they should go and they'll never depart from it. En dis wat my pa gedoen het. So ek het altyd geweet van die Here. Ek het worship op 'n stadium gedoen in die kerk en alles, so ek ken die Here, maar ek ken nie die Here nie, you know, en ook maar gepraat en baie keer gevoel jy bid in die dak vas en daai tipe ding. Toe gaan ek na Engeland toe, kom in Engeland, en so ek uit die huis uit, weet, pa en ma is nie meer daar nie, ek ken niemand nie, dis 'n vreemde land, alles is anders, weet, en toe nou eventually op 'n ou se mat gaan slaap vir 2 weke lank, you know, en eventually vriende gemaak, baie lus gewees om gitaar te speel, vir ou gevra, hoor het jy 'n gitaar hierso, sê ja, jy kan ons speel, weet, en so begin ons vriende raak en alles, en ook nou nie die Here gedien nie, maar hy kom ook van Suid-Afrika af, so hy word ook maar in 'n Christelike huis groot, jy weet, so ons weet van die Here en jy ken die Here, maar jy dien nie voluit die Here nie. En hy introduce my, sorry vir die Engels, maar stel my toe nou voor aan al die kuierplekke, jy weet, en nie iets wat ek aan gewoond was nie, maar vinnig as jy alleen, en dis nou die vriende wat jy maak, daar's niemand nie, dis pa en ma en vriende is baie ver, hulle is in 'n ander land, en gaan toe nou, weet, saam met hierdie ouens clubs toe en alles, en nie omdat ek sê, hoorie, dis nou wat ek gaan doen nie, maar dis in die situasie waar ek myself bevind het, en dis waar ek was, dis die mense, maar vinnig word jy ingesleep in dit in, en een aand, toe sê ek vir hierdie selfe vriend van my, hoorie, kom ons gaan 3 Blackbirds toe, dit was 'n klub daar in Engeland, want in 12:00 die aand daarna dan speel, op Woensdag gaan speel hulle Afrikaanse musiek. So in Engeland is jy nou baie, jy is lus vir die Afrikaans en wat ook al, jy weet, jy mis die Afrikaans as jy 'n jaar daar bly of paar maande. Ons gaan toe nou soontoe, en ek sê vir hierdie vriend wat my na al die clubs toe vat, ek sê, hoorie, kom saam. En hy sê net, nee, nie vanaand nie. Ek sê, nee man, kom, jy weet, nee, nie vanaand nie. Okay, cool, ek kan 'n ander pel gaan, en is daar na die club toe, en die spesifieke aand voel ek onrustig, en ek kan nie pinpoint hoekom nie, maar ek voel iets is nie kosher nie,
Jy weet, iets, dis nie lekker nie. Kan nie vir reg verduidelik nie, maar dis hoe ek voel. En ek voel net, maar besluit toe nou, kom ons wag toe nou vir 12 uur, dat die Afrikaanse musiek kom, en wag toe nou vir 12 uur die Afrikaanse musiek kom, en ek dink 1 of 2 liedjies, toe sê ek vir my pel, kom ons waai. En ons gaan huis toe, en dit is cool, en die dag gaan af, so, is hierdie pel van my, ons het 'n kamer gedeel, die ander pel het nou vir my gesê, hy is nie lus vir die aand nie, die wat my na al die klubs toe vat, en so, en hy sê vir my, hy kyk my so in my oë, en hy sê vir my, Arnold, hoekom doen jy hierdie goed? En ek kyk hom so, en ek sê net so vir hom, doen ook wat? Wat doen ek? En hy sê vir my, hoekom gaan na hierdie plekke toe? Jy is beter as dit. En toe hy dit vir my sê, toe besef ek, dis nie hy wat nou met my praat nie. Ek het net geweet, dis die Here wat met my praat. En die Here vra vir my, wat doen jy? Weet en dit laat my nou aan Paulus dink, wat Jesus vir hom gesê het, Paulus, wat doen jy? Wat het ek aan jou gedoen? Hoekom vervolg jy my? En net so sê die Here vir my, Arnold, wat doen jy? Dis nie wie jy is nie. En daar besluit ek toe nou, jy weet, ek moet terug gaan kerk toe. Ek moet 'n besluit maak. En ja, so dit is die ins en outs van dit, en verder dan baie dinge nog gebeur. Dit is interessant om te weet dat jy nou by 'n plek is waar jy niemand ken nie, en daar is jy nie vriende wat rarig kerk toe gaan nie. Jy ken kerk, en nou moet jy kerk gaan soek. Yes. Daar was op 'n stadium wat jy vir die Here gesê het, okay Here, ek gaan nou my gitaar wegbere, want ek weet nie meer wat die plan is nie. Ja. Maar die ontmoeting wat jy met die Here het, in daai tyd wat jy self nie geweet het wat in jou lewe gebeur nie, en waartoe jy op pad is actually nie. Dit is daai unknown, to the unknown. Exactly. Maar tog was die Here daar, en hy het elke pad vir jou voorberei, maar die ontmoetinge was vir my so amazing om dit te hoor. Vertel vir ons 'n bietjie van die ontmoetinge, en dan ook, daar is 'n deel wat ek net vinnig wil sê, wat ons deel van hierdie gesprek gaan maak. Jy was op 'n stadium wat jy jou taal ontvang het, jou hemelse taal. Baie keer dink mense, maar okay, as ek 'n hemelse taal wil ontvang, moet daar hande op my gelê word, mense moet vir my bid, maar wanneer jy 'n ontmoeting met die Here het, kan hy daai hemelse gawe, wat ek gelees het in Jakobus, gee vir ons, want dit is sy gawe vir sy kinders, en dis wat jy ervaar het. So vertel vir ons, daai wat in jou lewe gebeur het, die ontmoetinge op ontmoeting met die Here. Vertel vir ons. Okay, so nou wat ek jou nou vertel het, toe gaan ek nou kerk toe, en ek is nog 'n jong laaitie, weet ek is 18 jaar oud, en ek moet dit sê, want jy's onvolwasse, en jy's nog 'n bietjie hoogmoedig, jy weet, en ek speel nou gitaar, en ek sing, en so ek wil alles probeer bewys uit my eie uit, you know, en ek is toe nou, weet ek wil nou weer inkom by die kerk storie, die Here vat my mos nou terug na die kerk toe, en toe is ek nou weer reg om, weet, die worship leier te wees, of wat ook al, het ek dit in my pa se kerk so bietjie gedoen, jong, en ek probeer alles, om vir mense te bewys, maar ek kan, en ek kan, en 'n vriend van my het my toe nou na kerk toe genooi, waar hulle band, so te sê, is awesome, jy weet, hulle is hierdie groot band, hulle is rarig goed, en ek wil net deel wees van dit, en is meeste aan hulle wat ek nou myself wil bewys, en alles wat ek probeer doen, maak die Here die deur toe, jy weet, alles wat ek het myself uit probeer doen, en die Here maak die deure toe, en toe, dat ek op 'n stadium sê, I'm done, ek is klaar, ek gaan dit nie meer doen nie, ek kom nie reg nie, en ek sit my gitaar terug in sy kas, en ek maak sy kas so toe, en hy het seker knippe, en ek sluit die klippe so toe, dit klap sommer so, jy weet, daai klak, en ek skuif my gitaar so onder my bed in, en ek sê vir die Here, I'm done, ek gaan dit nie meer doen nie, as U wil hê ek moet dit doen, dan moet U 'n plan maak, maar ek kon nie regkom nie, ek is klaar. En is nie 'n week later nie, toe sa die vriend wat my kerk toe genooi het, sê toe vir my, hoorie, kom ons het 'n bid hier aand, op 'n maandag aand, wil jy nie maar saamkom nie? Ja, no problem, kom ek gaan saam. En die bid hier was meer soos 'n selgroep vibe, jy weet, en weet, ons hou toe nou selgroep en bid, en bietjie gesing en alles, en na die tyd drink ons koffie, en ons ouetjie se naam is Dolf, wat ek nie regtig ken nie, ek weet, as ek nou terugdink, het ek van geen kant af geken nie, en Dolf sê vir my, hoorie,
Arnold, maar jy kan ook mos gitaar speel. Ek sê vir hom, ja, en in my kop dink ek, hoe weet jy? You know? En ek sê, ja, en hy sê, hoorie, maar hier is die gitaar, speel bietjie vir ons. Ek vat die gitaar, en stram so op die gitaar net, ek druk net G, ek het nog nie eers gespeel, en nou show ek of iets nie, ek druk net G, en ek stram net so een keer oor die snare, en die pastoor van CRC daai tyd, is ook toe nou by die bidhuur, en hy is in die kombuis, hy drink koffie, maar soos ek G stram, kom hy in die kamer in, en hy kyk my so, en hy sê vir my, hoekom kom speel jy nie vir ons band nie? Ek kyk hom so met groot oë aan, ek soos, okay, jy weet, en hy sê, sien jou dinsdag aan by band practice, en woep weg is hy, en ek is soos, okay, klaar my met 'n hartvis, ek weet nie wat nou gebeur het nie, maar okay, so dinsdag het ek toe nou werk gehad, of ietsie aangehaad, ek kon toe nou nie gaan nie, en ons het in 'n cinema kerk gehou, en as jy by die cinema by die voordeur instap, dan sit seker trappe wat boontoe gaan, dan sit 'n platform, en dan gaan die trappe weer af in die kerk in, en daarvoor is die verhoog. En ek stap toe nou Sondag by die kerk in, en ek stap so by die trappe op, en toe ek so op die platform kom, net so voor afkom, toe staan pastoor Francis Webster, hy staan toe so voor in die kerk, en sy oë ontmoet my, en hy stap reguit na my toe, van deur vooraf, en hy stap reguit, en hy sê vir my, waar was jy dinsdag aand? Yes, en ek sê vir hom, hoorie, ek het iets aangehad, maar dinsdag wat kom sal ek daar wees? En hy sê vir my, nee, dis okay, dis cool, kom ons doen dit so. Dinsdag kom toe nou, en ek is toe nou daar so, en moet toe nou op probation gaan, 3 maande probation, Ja. maar die Here draai toe dinge om, en ek dink ek was so 2 weke op probation gewees, dus ek deel van die band, maar net die ouetjie wat daar agter staan en gitaar speel, you know, so glad nie deel van worship lei of sulke tipe dinge nie, dis net I'm there, jy weet, in the background. Ja. En met die van ons toe nou op bandcamp, en hulle sê toe vir my, jy is 'n deel van die band, jy is nog nie, maar bring my jou gitaar saam. Ek sê, okay, nie is reg, ek bring my gitaar saam. Ons gaan op bandcamp, en daai eerste, sê die Vrydag, dit was die naweek, kan het nou nie presies die datums nie, maar sê die Vrydag het ons nou in so Cathedral kerk gehou. En hulle het toe nou die band opgestel en alles, en ek is toe nou nie deel van die congregation. En hulle doen toe nou die worship, ons hou toe nou kerk, en die aand, te besluit hulle almal net, hoorie, ons gaan die hele vibe verander, ons gaan na 'n ander gebouetjie toe skuif, wat net 'n gewone kantoorgebou is, en ons gaan daar worship die aand. Min weet en ek na die tyd wat die Here beplan, you know, en hulle sê toe vir my, ons gaan sommer akoestiek doen, bring jou akoestiek gitaar, en ek sê nie is reg, kom ons doen dit. En ek dink, okay, ek gaan net saam met die ouens Joel, jy weet, hulle is die 2 hoof worship leiers, en ek gaan toe nou saam met hulle, en ek sê nie is reg, letterlik 10 sekondes voor ons begin, almal staan nou reg, ons gaan nou begin, ons gaan nou worship, toe breek altyd van hulle gitaarsnare, nee. Nou, dis nie sommer van, okay, kom ons change, jy moet gitaarsnare uitsit, aansit, weer tune en alles, en hulle was die tyd nie, en hulle sê toe nou, okay, nie Arnold, jy gaan die worship doen, en ek dog toe, nee, vat my gitaar, jy weet, hier is ek in die diepkant ingegooi, vat my gitaar, hele kou, nee, hulle sê, nee, jy gaan die worship doen, en ek sê, nee, okay, is reg, en ek begin die worship lei, en klaar geworship, en toe ek klaar geworship het, toe is almal onder die krag van die Here, toe die Heilige Gees so ingekom daar, dat ek nie veel kan beskryf nie, dit is soos totaal en al, mense lê onder die krag van die Here, en ek gaan sit so, ek sit so op my stoel, net so, ek het nou klaar gespeel, en ek is moeg, ek het alles gegee met die worship, en spiritually word jy gedrein en alles, en ek sit net so, en ek check die story so uit, en ek check die mense wat so lê, mense wat bid vir mekaar, ander ruk, ander praat in tale, en ek sit net so en kyk, en ek sê vir die Here, hierdie goed ek nou al baie gesien in my lewe, weet, ek kom uit 'n Pinksterkerk uit, weet, mense wat lag onder die krag van die Here, wat engele sien, gesond word, en ek sê vir die Here, ek het dit nou al baie gesien, maar ek het dit nog nooit ervaar nie. En Here sê vir my, okay, en hy sê, gaan bid vir Tabu. En Tabu is Isak Maree, hy is 'n pastoor, toe nou na die tyd, maar daai tyd is hy nou nog ook raw, en ook net tot bekering gekom en alles, en
ek kyk so en ek sien vir Tabo, en Tabo lê so in ruk, en ek sê vir Tabo, en die Here sê vir my, hoor jy gaan bid vir Tabo, en ek sê vir die Here, maar almal bid vir Tabo, en is net as die Here vir my sê, gaan bid vir Tabo, ek sê, okay, en ek voel in my, ek wil net nie ongehoorsaam wees nie, laat ek net maar vir Tabo gaan bid, en almal staan om Tabo lê met sy hande so, en hy ruk so, en hy bewe so, en ek kry 'n gap by sy kop, want almal staan om, so ek sê en bid vir hom, en ek kry 'n gap by sy kop, en ek onthou, ek sit my hand so op sy hande, ek hou sy hande so vas, en ek sit my hand so op sy voorkop, en ek begin net vir hom bid. En die volgende oomblik, maak Tabo sy oë oop, en hy kyk my so, en hy wys vir my, so, kom hier. En ek vat toe my oor, en ek sit my oor so teen sy lippe, want ek kan nie hoor wat hy sê nie, hy maak net sy mond so oop, maar ek sien hy sê, kom hier. En hy fluister my oor, en hy sê vir my, he's healing me. En op daai oomblik, slaan die Here my met 'n liefde, wat ek nie vir jou kan beskryf nie, vir Tabo, spesifiek vir hom. En ek is so lief vir hierdie ou, dat ek hom so gryp op sy bors, en ek druk hom so na my toe, om vir hom te sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. En toe ek vir hom sê, ek is lief vir jou, toe slaan die krag van die Here my. En hier's ek plat onder die krag van die Here, en hier's Arnold en lê en bewe. En op daai stadium het ek geen beheer oor myself nie. Niks nie. Ek het nog nooit ervaar nie, maar hier lê ek bewe, ek ruk, ek kan nie my arms beweeg nie, ek kan nie my voete beweeg nie. En ek kry toe wat Tabo besig is om te ervaar. En mense kom toe nou na my toe, en hulle bid vir my, en ek onthou, een van die ander worship leaders bid toe vir my. En soos hy vir my bid, begin die Gees van die Here met hom praat. En die Here sê vir hom, ek onthou dit soos gister, is 20 jaar terug, en die Here sê vir hom, God is giving you a new heart. He's taking away your heart of stone and giving you a heart of flesh. En soos hy dit vir my sê, kom maar 'n lig in my in. En die lig kom in my lyf in. En hy hardloop so deur my. Ek sien binne my geestesoë, sien ek hoe die lig hier binne in my, en hy hardloop so deur my, en ek besef, he's healing me. En hy maak my skoon, presies soos wat met Tabo gebeur het. En ek sê toe vir die Here, dit raak naderhand so erg. En ek sê vir die Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie, want as u nie nou my los nie, gaan my lyf dit nie maak nie. Dit voel of ek gaan sterf. En soos ek dit vir die Here sê, toe bedaar dit. En na die tyd besef ek, dis seker so iets wat Moses moes deurgegaan het. Hy gesê, die Here wys my aangesig. En die Here sê vir hom, nee, ek kan nie, want jy gaan sterf. En ek voel daai, ek gaan sterf. As die Here sy aangesig te veel op my het nou, you know. En ek toe alles gaan bedaar toe, ek sommer dadelik gaan kamer toe en ek gaan slaap. Daai volgende week, letterlik, moes ek na my voete kyk, om te kyk of my voete op die grond raak. Dan loop ek, dan kyk ek so na my voete en sê, maar net seker maak het raak op die grond, want het voel letterlik of jy nie op die grond is nie. Ek voel of ek in 'n ander dimensie is. En dis waar my journey nou begin het. Jy weet, dinge wat ek experience, het ek nooit experience het nie, en ek gaan toe in 'n binnekamer in, en jy's Tabo se kamer, ons het 'n huis gedeel, 141 Vicarage Road. En ek gaan toe in Tabo se kamer in, en ek sit die musiek aan, en ek wil net bid, en ek begin worship, en die Here sê net so vir my, hy sê, gaan roep jou ander vriend, sy naam is Lawrence, en hy sê, gaan roep vir Lawrence, en ek gaan af vir die trappe, hulle sit in movie kyk, en ek gaan roep vir Lawrence, en ek sê, Lawrence, kom, bid saam met my. En na die tyd weet ek ook, dit was die Here, want Lawrence het nie gehesitate nie, hy het dadelik opgestaan en gekom. Ek sê, okay, en hy spring op, en ons gaan in Tabo se bidkamer, en ek sit Vineyard se CD aan, Hungry, en wat ek kan onthou is die liedjie Child of God speel, en die hele liedjie gaan oor ek is 'n kind van die Here, en soos daai liedjie speel, kom die Heilige Gees oor ons albei, en ons chunk, ons laat die trane spat, jy weet, en ek huil, en hoe meer ek huil, hoe ligter raak ek, jy weet, ek voel net, jy weet, is asof dinge gebeur in die geesteswêreld met my. En nie lank daarna nie, toe is ek en Lawrence aan die brand. My maat, ons is aan die brand vir die Here. Dis al wat ons wil doen.
soos wat ons klubs toe gegaan het, nou is soos ons is in die kerk. Ons is aan die brand, jy weet, en as ons geld kry, dan is ons weg, gaan ons na die boekwinkel toe waar ons Bybels koop, en ons koop vir ons notaboeke en alles, en dis wat ek en hy doen, jy weet, dis ons passie, en ons doen Bybelstudie, en een aand, gaan lê ek op my, weet ek sit worship aan, en ek begin worship weer, maar nou in my eie kamer, sit die CD aan, en daai tyd was dit Darlene Check van Hillsong, en ek sit daar goed aan, en ek worship net, jy weet, totally net surrender, en ek worship, en ek is klaar geworship, en ek gaan lê net so op die mat, en ek lê so op my rug, en ek bid net, weet, lê net op my rug, net so voor die Here lê ek, en die volgende oomblik, begin ek in tale praat, en die goed kom net uit my mond uit, dat ek lag, ek is soos, wat gebeur nou met my, jy weet, ek het nie beheer daaroor nie, dis net woorde wat uit my mond uitkom, en toe doop die Here my met die Heilige Gees, en hy gee vir my tale, you know, en ek is soos no ways, jy weet, dis amper soos hierdie kan nie wees nie, en ja, dis wat met my gebeur het, jy weet, so ek vat daai experiences, en ek leef met dit, Absoluut. you know, en later besef ek net, jy weet, wat ons oor gepraat het, dit is 'n gift van die Heilige Gees af, jy weet wat hy vir jou gee, en ek het nie gevra daarvoor nie, jy weet, as mens vir iets vra, kan jy dit sien as 'n geskenk, maar as iemand vir jou iets kom en hy sê, ek wil dit vir jou gee, Ja, absoluut. en dit is wat die Here vir my gedoen het, Ja. hy het dit vir my gegee. Baie keer sien ons dat die gees van die Here nie meer in kerke is nie. En ek gaan nou nie kerke se name noem nie. Uit ondervinding uit en jy het selfs ondervinding waar jy sien dat die Here, die Heilige Gees word uitgehaal en dit gaan oor die lekker voel van worship maar dis nie meer geesgevuld nie. En dit is waar die lek inkom en hoekom mense so honger is om daai ontmoeting met die Here te hê. Ja. Wat 'n woord het jy vir die kykers en uit jou ondervinding uit, wat kan jy vir hulle daarvan deel? Dit is baie belangrik wat jy sê. Jy weet, in my lewe weet ek wat die Here met my gedoen het. Jy weet, ek was die hoogmoedige ouetjie gewees wat van al my hoogmoed moet ontslaag geraak het. Jy het hierdie image ding wat jy wil uitleef en jy wil die fokus op jouself sit. En ek glo dis wat baie keer gebeur. Is baie keer wil ons nie die fokus dalk op onsself sit nie, maar dalk oor hoe dit lyk, hoe die atmosfeer is. En wat vir my belangrik is en wat die Here met my ook baie gewerk het, is ons moet weer besef, dit gaan oor die Here. Dit gaan nie oor hoe dit lyk nie. En my hart, en ek weet jou hart is, ons wil graag hê, mense moet by die Here uitkom. Ek wil nie hê met 'n show hê nie, ek wil nie hê met huis toe gaan en sê, Jesus, dit was awesome nie. Ek wil hê met huis toe gaan, sê die Here is awesome. My lewe het vandag verander. En ek glo dis waarop ons moet fokus, op die Heilige Gees, weer ruimte maak vir die Heilige Gees om te beweeg. Want is die Heilige Gees wat mense se verander. Nie hoe ek speel of hoe ek sing of hoe dit lyk nie. As die Heilige Gees nie daar is nie en die Here raak jou nie, dan gaan jy net met 'n show huis toe, maar jy gaan nie met die krag wat die Here aan jou wat die Here jou lewe kan verander soos wat hy my lewe verander het nie. Absoluut. Uit jou lewe en jou getuienis uit, wat 'n woord het jy vandag vir die kykers? Moet nooit opgee op die Here nie. Baie keer dink jy die Here is nie daar nie, die Here hoor jou nie. En jy kom in situasies wat jy voel ek is alleen, jy is nooit alleen nie. Die Here kyk na jou, hy sê ek het jou geroep, ek het jou gevorm in jou ma se maag, ek het jou uitgekies voor die uitleg van die aarde. So van my kant af sê ek net soek die Here, lees sy woord. Ek wil eintlik sê, moenie eers dink om te hoor wat daar buite is nie, gaan soek vir jouself, gaan kyk in die Here se woord, gaan hoor by hom wat hy vir jou sê. En net soos ek 'n ontmoeting gehad het met die Here op die mat in my binnekamer, glo ek jy gaan ook die Here kan ontmoet so. Absoluut. Dankie Arnold. Dankie vir jou getuienis. Van die getuienisspan af, daar's vir jou 'n beker. Baie dankie. Jy kan uitdrink. Dankie. Jy gaan om die Here te loof en te prys vir daai beker saam, want jy kan ook 'n verskil in iemand se lewe maak. Ek waardeer baie dankie. Ek glo hierdie getuienis het jou hart geraak vandag. En as jy vandag na hierdie getuienis luister en jy besef, maar ek wil 'n ontmoeting met die Here hê, net soos wat Arnold in sy kamer, in sy binnekamer 'n ontmoeting met die Here gehad het en jy het daai begeerte om te sê, Here, maar ek wil dit ook hê. Ek smag na 'n aanraking van U. Wil ek vandag vir jou sê, gaan op jou knieë en reik uit na die Here toe, want die Here sê, hy sal die begeertes van jou hart gee. Hy sal dit doen. Hy's nie 'n God wat lieg nie. So as jy vandag daai aanraking nodig het, gaan op jou knieë vandag.
en sê, Here, ek lig my hande op. I surrender and I die to self. I die to self so that you can come into my life and do the change in Jesus' name. Ons bid dit vir elke ene wat vandag na hierdie getuienis luister. Mag julle geseënd wees tot die volgende keer. Shalom.